Goeiemôre aan elkeen van u en 'n baie geseënde Sabbat vir jou. Hierdie week wat verby is, tydens ons program op AWR Afrikaans, Woensdag aand gesprek, het Anina iets gesê. Dawid het altyd geglo sy God is groter as enige iets. En vriende, mag dit vir jou ook vandag weer 'n herinnering wees, want dis die waarheid. Ons God is groter. Groter as enige uitdaging wat jy tans in die gesig staar. Groter as enige sonde wat jy het. Groter as enige siekte. Groter. Dit is ons God. Maar vriende, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie Here vir hierdie Sabbat. Dankie Here vir u teenwoordigheid, vir u leiding, vir u liefde. Dankie vir elke seëning. En asseblief Here, help ons nou om ons harte oop te maak vir u stem. En wanneer die Heilige Gees met ons praat, laat ons asseblief gehoorsaam wees aan u. Dit is my gebed nou in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou, ek het hierdie gewoonte. As ek nie woorde het nie, dan skud ek gewoonlik net my kop. Baie keer vir myself, maar baie keer, selfs al is ek by myself en ek kyk net so rondom my en ek sien iets wat nie reg is nie, dan skud ek net my kop. Het dit al met jou gebeur? Want kyk gou saam met my na die wêreld. Die geweld, die chaos, die oorlog, siekte, die morele val van die mens, leuns, die seer, fisiese pyn, die skade, die emosionele struggles wat mense het. Dis asof jy dit kan sien, dit wat Openbaring 18 van praat, die sondes raak so baie, dit stapel op mekaar, en dit bereik die hemel. Kan jy dit sien? Dit voel? Dis wanneer ek net my kop skud. En dan stilweg dink ek by myself, Here, hoekom vat u so lank? En dan dalk nog bietjie erger, Here, is dit moontlik dat u nog nie gekom het nie, omdat ons u keer? Nou dis 'n ongemaklike vraag, maar vriende, dis 'n eerlike vraag. En as jy dit al gedink het, jy's nie alleen nie. Weet, baie gelowiges dra daardie innerlike spanning. Aan die een kant wag ons met hoop, en aan die ander kant voel dit soms asof hierdie wagtyd net nooit eindig nie. Nou, alhoewel hierdie gedagtes 'n realiteit is, wil ek ook net hê ons moet onthou wat Petrus gesê het in 2 Petrus 3. Weet, ons word ook gewaarsku dat aan die einde van dae gaan daar spotters wees, wat ook hierdie goed gaan sê. Dat ja, Jesus het gesê hy kom en ons wag al vir so lank. Maar vriende, dis nie dieselfde wat ons vandag doen nie. Ons doen dit nie met dieselfde hart nie, om daai vraag te vra nie. Want kom ons begin by 'n baie belangrike waarheid. 2 Petrus 3 vers 9 sê ook vir ons, die Here vertraag nie die beloftes nie, maar hy is lankmoedig. Vriende, God is nie laat nie. God is nie vergeetagtig nie. God het nie sy plan verloor nie. Die Bybel sê hy is lankmoedig. Hoekom? Omdat hy nie wil hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So dit beteken die wagtyd is nie 'n vertraging nie. Dis 'n genadetyd. Maar nou kom ons by die deel wat mense gewoonlik ongemaklik maak. Matteus 24 vers 14. En vriende, as jy jou Bybel by jou het, blaai saam met my na Matteus 24 toe, want is seker een van die bekendste hoofstukke in die Bybel wat handel oor die tekens van die tye. Die disippels kom na Jesus toe en hulle vra, belangrike vrae. Jesus, wanneer kom jy terug? Hoe gaan ons dit weet? Wat is die tekens? En Jesus gee 'n lys van waarskuwings, tekens. Nou 2 weke terug by Sedawe, en ek weet nie of u daar was nie, Leraar Morney Du Plessis het genoem in sy preek, die Sondagaandpreek. En hierdie gedagte wil my net nie los nie. En vriende, as jy graag na die hele preek wil gaan luister, net gou 'n advertensie insit, gaan na awrafrikaans.org en dan gaan klik jy op pot gooi en dan sal jy al die programme daar sien en dan staan een wat sê Sedawe kampvergadering. Al die preke is daarso. Of jy kan vir my direk 'n boodskap stuur en ek sal die link by jou uitkry. Maar net 'n opsomming oor hierdie een punt wat Leraar Morney gemaak het. Ons het miskien in 'n gewoonte gekom waar ons die tekens om ons koppel aan die groot dag wat moet aanbreek. Maar dis nie wat Jesus sê in Matteus 24 nie. Want hy sê ook, hierdie dinge is die begin van smarte, dis die begin van einde. En dan raak dit persoonlik wat Jesus sê, want hy sê daar gaan verdrukking wees, verraad onder mekaar, misleiding, liefde wat verkoel, maar die wat volhard tot die einde toe, hy of sy sal gered word.
Vriende, daai is 'n belofte. Maar dan lees ons, en kom ons lees vers 14 saam. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, en dan sal die einde kom. So Jesus self gee vir ons hierdie volgorde. Die evangelie gaan wêreldwyd uit, na almal toe. En nou die aand in die groot stryd lees ek weer, dat elke persoon moet genoeg lig ontvang om self te besluit, ek verwerp die waarheid, of ek neem dit aan. Vriende, dis wat hierdie verkondiging beteken. Met ander woorde, ek en jy moet ook bereid wees om 'n pad saam met mense te stap. Maar okay, ons gaan nou nie nou hierop fokus nie. En dan sê Jesus, dan kom die einde. Sien vriende, God se plan werk soos 'n vennootskap. Nie omdat hy ons nodig het nie, maar omdat hy ons waardig ag om saam met hom te werk. Amen. Wat 'n voorreg vir God om ons waardig te ag om hierdie heilige taak uit te voer. 1 Korintiërs 3 vers 9 sê, want ons is medewerkers van God. Vriende, hierdie is 'n baie groot sin wat Paulus hier neerpen. Die Here sê, ek gaan my koninkryk bou en ek gaan jou gebruik. Maar hier is waar ek my kop begin skud. Die sending is nie die probleem nie. Dis die karakter. Sien, wanneer Christus se karakter volkome in sy volk weerspieël word, dan sal hy kom. En dit beteken die wederkoms is nie net 'n kalenderdatum nie. Dis 'n geestelike gereedheid. God wag nie net vir 'n wêreldkaart wat voltooi is nie. Hy wag vir 'n volk wat hom weerspieël. En hou vas, want hier kom die groot frustrasie vir elke gelowige. Want nou vra ons, Here, beteken dit, U kom nie, want ons is nie reg nie. En dit bring 'n spanning in die hart. Voel jy dit? Dit is asof mens kan dink by jouself, hoekom sleep die kerk haar voete so? Mense speel met sonde. Gelowiges raak gemaklik. Die wêreld brand om ons en ons bly net stil. En dan kyk jy na die hemel en sê, Here, het ons U plan vertraag? Die gees van profesie maak dit inderdaad vir ons baie duidelik dat Christus reeds kon gekom het as God se volk getrou was. En vriende, hierdie is nie 'n gedagte van bitterheid nie, nee, maar dringendheid. Het jy al gevoel jy wil iemand skud? Nie breek nie, maar net skud tot hulle wakker word. Ek onthou 'n tyd. Dit was toe die Here my geleer het, ek is nie die een wat die oortuiging kan of moet doen nie, maar net deel, die boodskap deel. Nou ek en my boetie en my skoonsussie het saam begin Bybelstudie doen so 'n paar jaar terug. En baie keer het ek in die middel van die dag by haar werk net gestop. En dan vra ek haar, so op 'n skaal van 1 tot 10, waar trek jy? En dan sal sy so heel casual net vir my 'n antwoord gee van, ek dink so 6. Sjoe vriende, dan voel dit vir my of ek my kar kan rol op pad huis toe. Het jy al so gevoel? Jy wil mense net skud en doopbad toe sleep. Maar dan hoor ek weer Petrus se woorde, die Here is lankmoedig. Wag is genade. Maar vriende, dan bring dit ons by die vraag wat ons vandag onsself moet vra. Want hier is die realiteit, sadly en skokkend. Elke een van ons se harte staan miskien by een van hierdie punte vandag. Of ons help die werk vertraag, of ons is nie werklik deel van sy volk nie. Want God se volk is nie net mense met 'n naam op 'n lidmaatskaplys nie. God se volk is mense wat sy stem gehoorsaam, sy karakter weerspieël, sy werk doen, wat sy liefde uitleef. Openbaring 14 vers 12 maak dit vir ons baie duidelik. Hier is die leidsaamheid van die heiliges. Hier is hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof van Jesus het. En hierdie vers is ook vir my 'n belofte, want Johannes sien hierdie groep. Wat beteken dit is moontlik? Dis reël, dis werklik. Hier is hulle, sê hy. Vriende, God sal sy werk voltooi, maar hoor mooi vandag. Dit beteken nie God is afhanklik van my en jou op 'n manier wat hom hulpeloos maak nie. O nee. God het my nie nodig nie. God het nie vir leraar Neville nodig nie. God het jou nie nodig nie. God het niemand nodig nie. God is soewerein.
Jesaja 46 vers 10 sê, my raad sal bestaan en ek sal al my welbehae doen. Sien, God se plan gaan gebeur, sy belofte staan vas, Jesus Christus gaan weer terugkom. Maar die vraag is, gaan ek en jy deel wees daarvan, of net 'n toeskouer? En my vraag, hoe lank, vriende, wil jy nog wag? Nou gelukkig is God lankmoedig, wat beteken, elke dag wat ons nog wag, wat hy nog wag, is 'n roeping, 'n direkte roeping na jou hart toe. Jou hart, jou familie se hart, jou kind se hart, jou eggenoot se hart, my hart. So wat moet ons doen? Vriende, as ons werklik glo Jesus kom gou, dan is daar vir my 3 duidelike dinge om te doen. Nommer 1, leef soos mense wat wag. Nie lou nie, nie halfhartig nie, nie een voet in die wêreld en een voet in die hemel nie. Romeine 13 vers 11 sê vir ons, die uur het gekom dat ons uit die slaap moet ontwaak. Vriende, God roep jou hart tot oorgawe. En ek's jammer, maar dit sluit verandering in. Ek en jy moet verander. Ons moet heilig word, soos wat God heilig is. Want God wag vir sy volk om sy karakter uit te straal. En dan nommer 2, deel die evangelie. Nie net met 'n mikrofoon nie, maar met 'n lewe. Deur gebed, deur 'n oproep, 'n besoek. En vriende, as jy 'n pos in die kerk het, wil ek jou uitdaag vandag om vanaand te gaan sit en dink, ernstig te gaan dink oor die taak wat jy moet uitrig binne in jou gemeente. As God jou 'n gawe gegee het, gebruik dit. Deel sy hoop. Want eers dan, daarna sal die einde kom. En laastens, vriende, laat God jou verander. Want die grootste sendingsboodskap is 'n heilige karakter. Kom soos jy is. Jesus nooi jou uit. Kom soos jy is. Maar daar's geen manier wat hy jou gaan los soos jy is nie. Dis nie, vriende, die God wat ek en jy dien nie. Ons God verander, hy herstel, hy gee oorwinning. Maar kom soos jy is. So ja, as jy ook gefrustreerd soms voel, omdat Jesus se wederkoms groot deel in die mense se hande is, soos wat ek baie keer voel. Vriende, skud jou kop saam met my dan net. Maar moenie dat dit in frustrasie bly nie. Vriende, verander frustrasie in vuur, verander wagtyd in gehoorsaamheid, verander vrees in oorgawe. Want die Here wag nie omdat hy traag is nie, hy wag omdat hy liefhet. Hy roep sy kerk, maak gereed, word wakker, wys my aan die wêreld, want ek wil julle kom haal. En vriende, wanneer Christus se karakter in sy volk gesien sal word, dan sal die hemel oopgaan en die engele gaan sing en trompette gaan blaas en die koning gaan kom. Vriende, vandag vra God nie vir jou, hoe lank gaan jy nog wag nie? Hy vra, hoe lank gaan ek nog vir jou wag? Want dalk is die vraag vir jouself, Here, hoekom kom jy nie? Maar eerder, Here, hoekom is ek nog nie gereed nie? Vriende, ek sluit af met 'n beautiful, kragtige Bybelbelofte. Jesus sê, ek sal weer kom. Vriende, waarvoor wag ons? Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir die hoop, die belofte, die sekerheid dat Jesus Christus weer gaan kom. Dankie Here vir die prys wat hy betaal het vir elke een van ons, dat ons skoon gewas kan word, dat ons rein kan leef, rein voor U kan staan, Vader, oor sy prys, sy opoffering, die liefde van U. Dankie Here vir hierdie boodskap, en Here, dis my gebed, dat U met ons sal praat. Ons sal gereed maak as 'n volk soos nog nooit tevore nie. Here, ons brandend sal maak om hierdie boodskap te deel, omdat ons U wil uitstraal, U karakter wil deel met ander. Omdat ons huis toe wil gaan. Seën ons asseblief verder, Here, in hierdie Sabbat. Praat met ons en mag ons asseblief gehoorsaam wees. Dis my gebed vandag in die naam van Jesus Christus. Amen.